streams of life, like the pain and the sorrow. Ons het nou begin leer dat ons saam met hom moet loop. Nou dit is natuurlik 'n heel interessante benadering. En ek weet, dit vat nou 'n bietjie lank, en ek weet, nie nou baie goed, want kom maar, hoor my net, hierdie is regtig verskriklik belangrik. So ons verstaan nou, maar hoe doen ons dit nou prakties? Ons het dit nou gehoor, maar hoe doen ons dit prakties? Wel, ons moet in sy teenwoordigheid inkom. Jy moet gaan sit en in sy teenwoordigheid inkom. En dis waar die eerste 2 opnames so belangrik is. Mense doen dit nie. Mense, jy weet, mense gaan sit net en hulle bid net, hulle het 'n ritueel wat hulle volg. Jy kan nie dit doen nie, dit gaan nie werk nie, kan jy nou vertel. So nou kom ek en ek sê, luister, jy moet in teenwoordigheid ingaan, maar ek kry nie die teenwoordigheid nie, almal, ek sê, maar jy moet dit kry. Nou ek verstaan, wanneer hulle kom sit, dat ons saam bid met mekaar, dan help dit baie. Maar waarom kom ek nie in sy teenwoordigheid in nie? Wel, weet jy wat, jou hart is vaart. Geef hulle oë om te sien, ore om te hoor, en 'n hart om te verstaan. Maar Satan maak daardie goed toe. Satan is daar om dit te blokkeer. Nou kan die Heilige Gees nie by jou uitkom nie. Dis nie die sonde nie, dis nie God wat nie met jou wil praat nie, glad nie. Daai goed lê op sielsvlak. Daardie goed lê by die probleem en die kern van die probleem. Gaan kyk 'n bietjie, jy het 'n prentjie. Daai prentjie moet jy neergooi. Daai prentjie jy moet oorgee hier. As jy sien dinge raak 'n bietjie dinge en jy begin kwaad word en jy begin depressief raak, jy beweeg in lineariteit. En jy kan nie die probleem oplos nie. So kom ons kyk nou net gou. So hoe word dit nou prakties? Ons verstaan waar dit prakties word, want ons kan nie in die teenwoordigheid inkom nie. Ons weet nie wat dit is nie. En jy nou my sê, wat bedoel jy, weet jy wat dit, men vir die eerste paar jaar in my Christenskap het ek nie geweet waarvan die ons praat nie. Die Here praat met jou, jy moet lekker lawaai is. Waar kom jy vandaan? Dis die probleem. Baie mense gaan net, hulle gaan sit, en dan sit hulle, maak hulle oor toe, en dan sê hulle, Here, ek wil nou weet, dat jy nou vir my wys hoe werk het, amen. Nee, ek hoor niks. Hy gaan nie met jou praat met 'n stem in die hoek uit van die kamer uit nie. So, wat ons moet verstaan, is, daar's 'n secret place. En ek wag al lank om vir julle dit te leer. Daar is 'n plek van ontmoeting met God. Onthou jy toe ons gedeel het oor jou stilte tyd, jy moet 'n plek kry. Nou hierdie plek wat jy kry, begin nader aan daai atmosfeer skep van die secret place. Want daar's 'n plek wat jy God se hart raak. Daar's 'n plek waar jy met hom moet kommunikeer. Waar sien ons dit in die skrif? Johannes. Van al die disciples is hy die enigste teenoor op Jesus se bors lê. Is dit nie interessant nie? Is die enigste teenoor op sy bors lê. En toe Jesus nou begin praat oor iemand om die tafel gaan hom verraai, toe vra die ander disciples vir hom, maar vra jy Johannes, vra jy Jesus, wie gaan dit wees? Is dit nie interessant nie? Want die kommunikasie kom uit intimiteit uit. God does not speak to a passerby. Dit kom uit intimiteit uit. Dink, toe ek vanmôre voorberei, toe dink ek aan hierdie ding wat my ma altyd gesê het. Ons as kinders was maar redelik skrikkerig om na pa toe te gaan om hom iets te vra, so jy nou iets het wat jy nou graag wil hê, of jy wil nou hoor by jou pa van die fiets, of jy wil nou, daar's net iets wat jy nou, dan gaan jy nie na pa toe nie. Kyk, dis natuurlik heeltemal skeef, maar okay. Dan sê sy, liefie, moenie nou met papa praat nie, los hom net. Los hom net, papa is nou besig met ander goed. Weet jy wat, jy moet die regte tyd kry.
jy moet die regte tyd kry. Dan sê ek, ma, wat is nou die regte tyd? Sy sê, vanaand, as ek en pappa in die bed lê, en ek lê in sy arm, dan is dit die regte tyd. Hoor my, daar's 'n regte tyd om op God se bors te lê. Daar's 'n tyd wat jy eenkant moet sit en kry. Dit is waar daai voorbereiding kom. Dit is waar die lewe inkom. Ja, geloof is belangrik. Geloof spruit voort uit verhouding. Geloof spruit voort uit intimiteit. Geloof spruit voort uit kontak, intimiteit. Maar ons moet begin saamstap na the secret place. Ons moet op die pad wees na the secret place toe, en dis daar waar hy ons voorberei. Dis daar waar hy ons harte gaan vorm. Dis daar wat hy saam met ons gaan loop. Dis daar waar ons die ontmoeting gaan hê. Nou hele toe ek reg aan die begin het ons met mekaar gepraat, toe sê ek, gebed is daar om hom te ken. Maar ons begin gewoonlik in ons wandel nie daar nie. Ons begin gewoonlik by redding. En dan leer ons hoe om te hoor. En dan leer ons hoe om te, dit is hoe hy dit bestem het. Want aan die einde, dan kom hy met sy liefde. Nou ek in my eie lewe het 'n geweldige probleem daarmee gehad. Ek het dit glad nie verstaan. Ek kom uit 'n liefdelose situasie. Nie met my vrou nie, sy is 'n wonderlike mens. Maar uit my eie uit, want ek kom uit Freemasonry uit. Ek was nie self 'n Freemason nie, maar my pa was een. En dit het 'n invloed op jou. So, nou het jy hierdie verharding in jou hart. En dan kan ek by die liefde uitkom. Maar waarom lê die liefde dan so belangrik? Kyk 'n bietjie saam met my na Jakobus, net om dit te verstaan, want ons begin praat nou van intimiteit. Ons begin nou praat van ons met God ken. Maar waarom? Ons weet ons moet hom hoor. Ons het dit verstaan. Dit staan duidelik in die skrif. Maar die hoor kom uit intimiteit uit. So nou kom ek en ek sê vir julle, kyk net 'n bietjie na Hebreërs 5. Ons lees hom weer uit die Skotse Bybel uit. Ek wil julle vat na vers 7 toe, maar so half in die middel. Let ons begin in die begin. In the days of his flesh, Jesus offered up definite and special petitions for that which he not only wanted, but for what he needed. Nou moet jy mooi hoor. And he was heard because of his reverence towards God, his holy fear and piety, that he shrank from the horrors. Met ander woorde, wat het gebeur in hierdie skrifgedeelte? He shrank from the horrors of separation from the by-presence of the Father. Nou kom ek en ek sê vir jou, met ander woorde, wat moet ons verstaan? Op ons pad na die secret place toe, gaan daar goed wees wat ons wil beïnvloed. Gaan daar goed wees wat ons keer. Want die kern van geloof is liefde. Jy het dit geweet. In Galasiërs dan praat Paulus van dit. Hy sê, man, wat besnydenis is en wat onbesneden is, maak geen saak nie. Dis net geloof. Geloof se oorsprong kom uit die liefde uit. So in ons lewens moet daar 'n basis gelê word. Ons moet hom ken. Ons moet weet hy's goed. Ons moet weet hy's genoeg vir ons. Ons moet weet, daar moet 'n wete in ons hart kom deur hierdie openbaring van God die Vader. En dit lê die basis waarop ons hoor. Nou kan ons verneem van God en weet dis gedoen in die allerheiligste. So ons op pad na die secret place toe. Maar wat ek vir julle wil weet,
Maar wat ek vir julle wil laat verstaan, is dit. Dis 'n pad. Dis 'n proses. Om te dink die Here gaan hom so mooi agter mekaar gee? Nee, ek kan nie dit dink nie. Want waarom? In hierdie pad wat jy loop, saam met hom, is hy besig om 'n vorming in jou lewe te bring. Hy is besig om 'n vorming in jou karakter te bring. Sodat wanneer ons saam staan in die Allerheiligste, dan kan jou karakter die krag van God dra. Dis iets wat ons nie eintlik verstaan nie. Ek onthou toe ek begin het met 'n Secret Place en ek begin daarna kyk en ek het nie mooi verstaan wat dit beteken nie en ek wil nie nou in detail daarna kyk nie, maar ek onthou net ek het daaroor gesit en ek het nie verstaan wat aan die gang is nie. En een sonnagoggend toe sit ek en ek is baie ongelukkig en ek verstaan nou nie hierdie ding nie. En so 10:00 die oggend het my dogter in Stellenbosch gestudeer. Sy weet nie ek soek dit nie, sy weet nie ek kyk aan haar nie. Maar sy stuur vir my 'n video wat ek moet kyk op YouTube van Expression 59, Jennifer Toledo. Aangrypend. Wat vertel sy? Sy sê, sy het hierdie ervaring met God gehad. En dit is baie lank terug wat ek hierdie geluister het. Maar hoor net hier, sy het hierdie ervaring met God gehad. Waar hy haar gevat het na 'n groot paleis toe, waar sy saam met hom geloop het in 'n droom. En in die droom het sy in hierdie paleis ingestap, met al hierdie vertrekke, en die Here het vir haar gesê, kyk, dis al die vertrekke, dis al die plekke wat ek vir my kinders voorberei. Sy sê die eerste een wat sy ingestap het, was hulle besig met 'n geweldige partytjie, 'n verjaarsdagpartytjie, en so het sy ingestap in 'n biblioteek, en daar het 'n klomp kinders gesit, en daar het 'n klomp Christene, kinders van God gesit. En hulle was besig met studie, ensovoort, so een na die ander vertrek. Okay. Toe kom sy by 'n vertrek, en sy staan, kyk, en die Here maak die deur op, en sy stap in, en sy gaan staan daar, en die volgende oomblik is dit hierdie intimiteit. Sy ervaar net hierdie intimiteit, sy sê, Here, wat is dit? Hy sê, it's the room of intimacy. So hy bring jou in intimiteit in. Dis wanneer ma in pa se arm gaan lê. Dis wanneer Johannes op sy bors gaan lê. Want intimiteit is so belangrik. Sien, ons verstaan glad nie dat dit hier in pas nie, en spandeer geen tyd daar nie. Het hierdie fenominale ervaring met die Here, sy het hierdie fenominale tyd, terwyl sy staan en kyk, is daar 'n deur in die hoek van die kamer, en sy kyk daarna, en sy dog wel, sy wil daar instap, en sy stap in 'n so klein, donker vertrekkie, en is so toe in een kant, en daar's niemand daar nie. En sy klim af, en sy gaan staan in die vertrek, en Jesus kom staan langs haar, en die volgende oomblik begin sy smartlik huil. En sy sê, Lord, what is this? Hy sê, it is the weeping room. Dus sy sê, maar hoe kan dit die weeping room wees? Toe sit asof deel van die muur net skuif, en sy kyk na Syrië. Jesus, wat huil oor die mense in Syrië. Hoe's daai een vir jou? Huil oor moslims? En sy sê, Here, maar hoe huil jy oor hulle? Toe sê, hulle is ook my kinders. Ek het hulle gemaak. Sy het haar hart uitgehuil. En die huil in haar gaan oor, en sy sien 'n ander vertrek, een kant van haar, ook met 'n deur, sy moet so opklim met sulke trappietjies, sy gaan op en sy maak die deur oop en sy kyk binne en sy sien, daar sulke groot tafels binne in die vertrek, met sulke kaarte en met sulke, dit lyk soos planne, en mans wat rondom hierdie tafel staan met sulke lang rokke. En hulle stap heel rustig en kyk hulle dan daaraan en dan besluit hulle waaroor dit gaan en sy sê, en sy wil ingaan en sy kan nie ingaan nie. En sy sê, maar Here, ek kan nie ingaan nie. Hy kyk daar en hy sê, there is too much of you. En sy dogter, hy bedoel, sy is te groot, sy is te vet. Nee, daar's te veel van jou mens wees. Daar's te veel van jou prentjie om daar in te gaan. En eventueel is sy in,
toe besef sy, maar dit is die intieme raadsel van God die Vader. Dis waar hy sy hart met sy kinders deel, sodat jy daar kan uitstap, sy hart bid oor die situasie, ek wil dit weer vir jou sê, sodat jy sy hart bid oor die situasie. En daarom sy wil op aarde bring. Maar daai vorming vind plaas in the secret place. Ek wil hê julle moet dit verstaan. So, kom ons kyk dan aan, ons sê vir mekaar, as hierdie nuwe jaar begin, in 2025, kom ons in sy intimiteit en sodat ons sinvolle gebed kan deelneem. En hier wil ek julle aanmoedig. Hier wil ek julle kan enige tyd my kontak. Julle kan deur Renay werk, al die besonderhede is daar. Weet jy wat, jy kan kom sit. Ek het nie 'n saak nie. Ek sal tyd maak. Mense dink altyd ek is so vrek besig en kan nie hierdie ou bel nie, want dis nie so nie. Dis party van ons wat in die vertrek sit wat dit ook doen. Maar ek wil jou aanmoedig, want jy moet verstaan, ons is op pad na die grootste ontmoeting met God die Vader. En uit daai ontmoeting uit gaan die ware gebedswarriors opgerig word. Uit daardie intimiteit sal ons sy hart ken. Ek vra julle om hierdie baie sterk te oorweeg. Baie sterk na te volg. En dan begin ons die pad vat. Ons is nou al daar waar ons begin verstaan wat is die instrumente wat ons op hierdie pad gaan gebruik. En kom ons kyk wat is die volgende ding wat hy vir ons bring. Maar weet net, ons is op pad na die hart van God. Geniet alles wat julle doen, moenie oordryf nie. Sien mekaar weer. Come to the fountain, dip your heart in the streams of life, let the pain and the sorrow